En baie welkom in 2026. Het is my voorreg om die eerste video-opname van hierdie jaar te doen. En dit is altyd lekker dat ons steeds op hierdie manier kan saam kuier. Ek hoop julle het ook 'n lekker vakansie gehad, 'n bietjie gerus. Nou my voorbereiding het gedink, watse profetiese woorde sal ek nou in die begin van die jaar vir julle gee? Hoe meer ek daar gedink het, hoe meer het ek besef dat ek het nie eintlik die vermoë om nou vir julle iets baie profeties te sê nie, maar wat ek wel besef het in my voorbereiding is dat daar's een ding waarvan ons redelik seker is in die lewe. En dit is dat 2026 ook soos ander jare uitdagings sal hê en storms sal hê. En ek is seker daarvan, almal van julle ken storms, almal het al storms beleef in ons lewe. Soms is daar die globale storms wat ons tref, soos COVID, of oorloë, of daar's ekologiese storms wat ons tref, ons almal onthou die droogte van 2017, en op soveel ander plekke wat nou tans droogte beleef in ons land. En dan soos hierdie storms van het hoor, dan is Christene nie vrygestel daarvan nie. Christene beleef ook storms. Ons lees nie dat almal die storm beleef, maar die Christenmense, hulle het gelukkig die storm vrygespring nie. Ons almal, die Christene ook, beleef storms. Daar's persoonlike storms wat ons tref. Ons raak siek, of mense naby ons raak siek. Van julle moes al mense afstaan in die dood, finansiële storms. So kan ek aangaan. Maar die punt is dat storms is nie uniek tot 'n sekere generasie of groep mense. Die storms was ook nie vreemd vir die mense in die Bybel nie. Het was ook nie vreemd vir die vroeë kerk, vir die eerste gelowiges nie. Storms kom reg deur die Bybel voor by God se mense. Die evangelies is eintlik juis in 'n tyd geskryf waar daar baie storms was. Ons dink altyd is in hierdie mooi wonderlike tyd alles was perfek. Maar die meeste evangelies is geskryf in die tyd van die val van Jerusalem. En ek dink hoe sleg dit vir hulle gewees. Dit was 'n massiewe krisis waarin hulle self bevind. En nes daai krisis verby was, weet ons dat die eerste 300 jaar van die kerk se geskiedenis was hulle vervolg gewees. Dink jy, hoe moes dit gewees het om sommige mense het hulle lewens verloor omdat hulle vir Jesus gekies het en hom gevolg het. En so kan ons aangaan met storms. Maar die evangelieskrywers wil ons op 'n manier help, en dit is asof hulle geweet het storms sal ons tref, asof Jesus wanneer hy praat vir ons sê, hoe maak ons in tye van storms, hoe leef ons? En dan vertel hy in die einde van sy bergrede 'n storie. En ek lees graag vanoggend vir julle die storie uit Matteus 7 uit. Dit is in die einde van die bergrede, natuurlik Jesus se een groot preek. En as jy 'n nuwejaarsvoorneme wil maak en dit dalk net wees om te sê ek wil hierdie bergrede of wil ek weer en weer gaan lees. Nou vers 24, die twee fondamente. Elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op die rots bou. Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daar het aangeruk, en toe het dit nie ingestort nie, want die fondament was op rots. En elkeen wat hierdie woorde van my hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met 'n dwaas wat sy huis op sand bou. Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daarin geruk en die huis het ingestort en dit is heeltemal verwoes. Toe Jesus klaar gepraat het, was die skare verbaas oor sy onderrig, want hy het hulle geleer soos 'n man wat gesag het en nie soos hulle skrifgeleerdes nie. Ons lees net tot sover, ek kan dit weer ook gaan lees by die huis. Nou, die eerste ding wat my opgeval het waar ek wil begin is in die laaste vers wat sê, toe hy klaar gepraat het, toe sê hy het geleer as iemand met gesag. En ek weet nie of julle al gewonder het as hulle dit sê, wat beteken dit? Dit beteken dat Jesus het harder gepraat as die ander mense, hy was 'n beter spreker, hy was 'n goeie performer, of hoekom sê hulle hy het met gesag gepraat? Nou kenners sê die rede hiervoor is dat jy kon Jesus se woorde as 'n boodskap op twee maniere kry. Die een manier was om te luister na wat hy sê natuurlik, en die ander manier was deur hom dop te hou en om te volg. En hulle sê, jy sou dieselfde boodskap kry, die manier hoe hy gepraat het, wat hy gesê het, en die manier hoe hy geleef het ooreengestem. En daarom het hy soveel gesag gehad. En die vraag wat ons natuurlik vir ons vra dan nou, hier in die begin van die jaar, is waarom in die kerk, of mense sal vra, waarom in die kerk vandag so min invloed, so min gesag? Baie mense sê, moet ons nie meer die politieke mag het van vroeër te baas, ons nie meer finansiële mag nie, dit wenig waar is nie. Maar dit lyk my as ons in 2026 as kerk meer gesag en autoriteit wil hê, dan moet ons dit doen op die Jesus manier. Waarom sê ons woorde en ons dade sê dieselfde boodskap uit. Jesus het nie baie oor leierskap gepraat nie, maar op een plek dan sê hy, as jy die grootste wil wees in die kring, as jy die leier wil wees in die kring, sê hy, dan moet jy ander mense gaan dien. Dit is die Jesus manier van doen. Wanneer ons bereid is om die moeilike dinge te doen, soos om ander te dien. Dit is 'n vreemde tipe gesag. Ons kry nie, lyk my nie, hierdie gesag deur die beste preke te hê, deur die beste website, of die beste band te hê, of die beste programme op ons kerk, of wat ook al nie.
As ons gesag wil hê, dan kry ons dit op Jesus manier. Ons doen en ons woorde moet dieselfde wees. Hoe ons lewe, ons dag tot dag lewe, hoe dit lyk, gee vir ons gesag. Nou terug na storms. Dis veral wanneer ons in stormtye dit reg kry om te lewe soos wat Jesus ons vra, wat ons gesag kry. Dis hoe ons lewe wanneer daar druksituasies is, stormsituasies, uitdagende stormsituasies is. Hoe lewe ons in daai tye is die vraag. Iemand sê dis veral onder druk, in tye van storms wat ons ware identiteit na vore kom. Jy kan dink aan tandepasta, as jy om druk hierby sien, dan gaan jy verwag, as jy onder druk sit, is die verwagting dat daar gaan tandepasta uitkom. As iets anders uitkom, sal dit nogals vreemd wees. Maar die wêreld sê baie keer, dat Christene sê een ding, maar sit hulle net bietjie onder druk, dan kom iets anders uit. En ons sien dit baie keer in konfliksituasies waar Christene mekaar verskil, dan raak hulle lelik. Dan is liefde van die vyand vir die vyand by die deur uit, dan is mooi woorde by die deur uit, liefde is by die deur uit, vergifnis is by die deur uit. En daarom is die wêreld so krities op ons baie keer, want hulle sê dit wat ons sing in die kerk en wat ons doen is baie keer verskillend. Nou, een van die eienskappe van die vroeë kerk, weet ons vandag, was juis hoe hulle die donker tye, die storms hanteer het. Hulle het verstaan dat die duisternis is vir hulle geleentheid om hulle lig te laat skyn. Die storms het eintlik gewys op eintlik wie hulle is, en het gewys waarop hulle fondasie gebou is. Nou niemand van ons hou van storms. Die vroeë kerk het nie asof hulle van die storms gehou het nie, maar storms was eintlik nog altyd goed vir gelowiges se getuienis. Die kerk het juis die vinnigste gegroei in daai tye wat dit so moeilik was, die moeilikste tye van alle tye. Vervolging. Dan lees ons dat, of weet ons, kenners sê dat dit gegroei van 'n paar duisend na 20 miljoen mense. En hoe het hulle dit reg gekry? Hulle het die basics reg gekry. Hulle fundament, soos die teks sê, was stewig geweest. Hulle het verstaan dat lig skyn die beste in donker, dat woorde en dade moet ook in donker tye na vore kom. Iemand sê eendag, we are defined by the crisis. God se mense het al keer op keer in storms bevind, in moeilike tye. Niemand is vrygestel daarvan. Elke jaar, elke geslag het sy eie hoeveelheid storms. Moeilikheid is reg deur die Bybel 'n tema. Jy onthou actually 'n klomp van hierdie mense as gevolg van die moeilikheid en die storms waarin hulle self beleef het. Jy weet, wat is Dawid sonder 'n Goliat, of 'n Moses sonder Egipte, of 'n Noag sonder 'n vloed, of 'n Jonas sonder 'n Ninive. Die Bybel is 'n boek van mense wat hulle self in storms bevind het. Nie net van mense wat alles maklik gehad het en eenvoudig gelewe het nie. Wat is 'n Stefanus, lees ons in die Nuwe Testament, sonder klippe? Of 'n Jesus uiteindelik sonder 'n kruis? Die storms het gewys wie hulle werklik was. En die geheim, hoe kry ons dit reg? Wat is die geheim om sterk te staan in tye van storms? Die teks is eenvoudig, sê, elkeen wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel, wie dit hoor en daarvolgens lewe, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op rots gebou het. Eenvoudig soos dit Jesus sê, as jy 'n stewige fundament wil hê, dan moet jy hoor wat ek sê en jy moet doen wat ek sê. Ek het altyd gedink, mense met die sterk fundament is die wat baie kerk toe gaan, die wat al die liedjies ken, die wat al die Bybelversies kan opsê, wat baie Christelike boeke lees, maar Jesus sê nee, die een wat sterk fondasie het, is een wat hoor en doen. As ons in 2026 impak wil hê en hierdie wêreld verskil wil maak, dan moet ons hierdie basiese ding reg kry wat Jesus sê, die basics, terugkom na die basics, sê, wat hoor ons by Jesus en hoe leef ek dit uit? Nie hoe redeneer ek daaroor, of hoe skryf ek boeke daaroor, of hoe praat ek met ander mense daaroor, nee, hoe leef ek dit uit? En ons lewe in 'n tyd waar dit sleg gaan in ons land, en veral in die tyd moet ons dan nou vra, hoe kan ons in hierdie donker tye terugkeer na die basics wat Jesus gesê het? En ek dink baie keer mis ons hierdie basiese dinge. Ons is nie arm aan teologie nie, ons is nie arm aan gospelmusiek nie, ons is nie arm aan Christelike literatuur nie, ons het nog nooit in die geskiedenis so baie inligting gehad soos vandag nie. Ons is nie arm aan preek nie, dink jy hoeveel preek het jy al gehoor of geluister op YouTube? Ons het nie 'n tekort daaraan nie, want ons het 'n tekort het. Is mense wat hoor en doen, wat die basiese ding doen wat Jesus ons gevra het. Dit is interessant dat Jesus baie min gepraat het oor wat ons moet glo en baie meer gepraat het oor hoe ons moet leef. Jesus sê nie vir mense, kom en glo soos ek glo nie, hy sê nee, kom en volg my, kom kyk wat ek doen en doen jy ook so. Gaan ons dit ernstig opneem, ook in tye van storms. Een van die redes waarom ons sukkel natuurlik is omdat dit so radikaal is. Die woorde wat Jesus gesê het is nie ingewikkeld, ons verstaan dit, maar dit is soms moeilik, soos bergklim om Tafelberg uit te klim is nie verskriklik ingewikkeld nie, ons almal kan dit doen, maar dit is harde werk.
Ek dink soos dit ook met die woorde van Jesus, dit is nie verskillik ingewikkeld nie, maar dit vat eintlik 'n bietjie werk van ons om dit reg te kry. Baie mense, dink ek, gaan nooit die Bybel optel en dit lees. Baie mense sal nooit kerk toe kom nie. Maar wat hulle gaan sien, is die manier hoe ek en jy lewe. Ons lewens kan ander mense se lewens aanraak. En dit is like iets wat die vroeë kerk verstaan het. Hulle mag nie gepraat het oor Jesus nie. Hulle mag nie gepreek het nie. Hulle kon nie kerk gaan soos ons vandag doen nie. Alles was in die geheim, maar hulle enigste boodskap wat hulle kon uitstuur, was die manier hoe hulle geleef het. En daarom, dalk is dit die rede ook maar so vinnig gegroei het, want hulle het verstaan, hulle lewe is hulle grootste getuienis. Vriende, mense kyk na ons, is my en jou lewe die grootste getuienis van wie Jesus is. Wat sê die mense naby aan jou as hulle jou sien en hoe jy leef? Jou huiswerker. Die woorde wat jy lees en sing in die kerk, dieselfde as jou dade daar. Jou werkers by jou werk dalk. Jou kinders, die mense anders as jy lyk of praat. As hulle iets moet sê oor jou, sal hulle sê jou woorde en dade is dieselfde. Jesus lê klem op hierdie basiese ding. Ek dink die ergste ding wat kan gebeur, is dat 'n Christen persoon alles weet, maar dit nie uitleef nie. Dit laat my dink aan 'n atleet wat al die regte dieet volg, alles elke oggend die regte shakes drink, al die video's kyk van hoe om te hardloop en hoe om weg te spring, hoe om oor die eindstreep te gaan, maar nooit op die oefenveld kom nie. Daai atleet sal op einde net vet raak van al die shakes en die eiers wat hulle eet, en so is dit ook met geloof. As ons net al die inligting inneem, dan gaan die dinge wat veronderstel was om vinnig te maak, gaan ons eintlik lomp maak. Daai dinge wat gemaak het dat ons vinnig kan beweeg en kan lewe, gaan eintlik vir ons 'n probleem raak. Ons gaan later so baie daaroor begin praat, dat ons dit begin relativeer. Dit gaan soos die klippie in die skoen raak, wat ons altyd pla, as ons net daaroor gaan sing en net daaroor gaan praat. Baie goed in die evangelie maak eers sin as ons dit begin leef. En Shane Claiborne hulle vertel hoe hulle op 'n tyd op straat gaan bly het en gesê het hoe van die tekste in die Bybel soos uitgestaan het, so driedimensionele woorde in dit hulle. Hy sê hoe hy vir die eerste keer van die goed verstaan het, omdat dit in daai konteks gelees het. Henry Nouwen het gesê, we don't think ourselves into a new way of living, we live ourselves in a new way, into a new way of thinking. Die evangelies is so geskryf, het maak eers sin as ons dit begin doen. Most good things have been said too many times and just needs to be lived. Mag ons in 2026, die jaar waar daar weer storms sal wees, dit regkry om hierdie basiese dinge wat Jesus ons kom leer het, uit te leef. Mag ons lewe 'n getuienis wees. Mag ons werk aan hierdie fondasie wat ons stewig laat staan, ook in stormtye. Mag ons ook die moed hê om waar daar storms is nader te beweeg. Soos brandweermanne wat in vuur gaan blus, mag ons nader gaan in die storm en sê, ons lewe het meer sin as ons lig skyn in die donkerte. Mag ons die moed wees om ook die storms te gaan opsoek in hierdie jaar. Kom ons werk aan ons fondasie. Kom ons luister na die basiese dinge. Kom ons leef dit. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die storie, die teks wat so radikaal is, Here. Ons erken dat ons baie keer net luister, maar nie eintlik leef nie. Help ons om 2026 sê hierdie is die jaar wat ek ook die woorde van Jesus gaan ernstig opneem en my lewe gaan leef soos dit. Mag ons ook in die storms, wanneer ander mense se oë op ons dalk is, en ons kyk van krisistye, van druksituasies, mag ons ook daar dit reg kry om U te volg. Mag ons ook daar Jesus vernoem.